Gaan met ons reeks en ek is besig, vanoggend praat ek van vestings van weeskinddenke. As jy nie die afgelope 2 Sondae hier was nie, moedig ek jou aan om na ons woord te gaan luister op ons YouTube kanaal, Lewende Woord Laagveld, gaan kyk. Ons eerste diens was die Vader se missie. God het 'n missie om ons tuis te bring in sy liefde. En laas Sondag het ons gepraat oor 'n weeskind mentaliteit, 'n weeskind hart. Soveel mense weet van, glo selfs in God se liefde, maar sukkel om dit persoonlik te ervaar. Sukkel om deur te breek in hulle gemoed, in hulle denke, in hulle hart. Want daar's soveel seer wat maak dat ons nie die Vader se liefde kan ervaar nie. Nie sekuriteit kan put, nie in sy vrede kan ingaan en ontspan en weet, hy's daar vir ons. Nou, vanoggend delf ons dieper in daai weeskind mentaliteit en ons gaan spesifiek praat oor vestings. Vestings. Vestings in ons denkpatrone, vestings in ons gedagtes, vestings in ons hart. Wat maak uiteindelik dat ons nie daai liefde van 'n Vader kan beleef en ervaar en kan deurbreek in dit en werklik vry leef nie. En ek wil vra, blaai saam met my as jy jou Bybel het, dalk het jy 'n ander vertaling as wat opkom, want ek het self hierdie skrif in 'n paar vertalings opgesoek. 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5. 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5. Ons wil praat oor vestings. Wat is 'n vesting in jou denke? Hoe lyk dit? Hoe werk dit? Hoe opereer dit? En hoe kan ek uiteindelik breek met daai vesting in my denke? 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5, as ek hom in die Afrikaans 83 vertaling lees, dan lees hy soos volg. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God. Wat? Hoor mooi, vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem ook elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Vestings wat neergewerk word. Nou, ek het hom opgesoek in die boodskapvertaling ook. So hoor gou hoe klink hierdie skrif in die boodskapvertaling. Maar ons wapens is nie mensgemaakte wapens nie. Gelukkig nie. Ons staan in die Here se diens. Daarom kry ons al ons wapens by hom. Daarom vernietig ons alles wat in die pad van die goeie nuus staan. Selfs die heel sterkste vestings van die vyand. Met hierdie wapens vernietig ons elke vals argument. Elke hooghartige leuen wat die ware kennis van God probeer verdraai. Loop ons met God se wapens onderste bo. En elke gedagte wat deur ons koppe gaan, neem ons gevange en lewer dit aan Christus uit. Ons dink slegs wat hy wil hê. Hy stel dit nogals op 'n baie radikale wyse. Ek en jy moet op 'n plek kom wat ons dink wat God dink. En dink wat God wil hê. Dink volgens God se wil en God se plan vir my. Ek dink gou 'n oomblik saam met my, hoeveel van jou gedagtes deur die dag is teenstrydig met wat God wil hê? En daar het jy dit. Dis hoekom ek vanoggend praat oor vesting. Want sonder dat jy eers dit probeer, is jy outomaties besig om negatiewe gedenkpatrone te handhaaf.
Jy's outomaties besig om oor jouself op 'n negatiewe manier te dink. As daar iets gebeur, iets op die werk reg by die werk nie, dan onmiddellik gaan jou gedagtes daar waar jy dink, maar ek is nie goed genoeg hiervoor nie. Almal sien neer op my. Niemand is my goed gesien. En ek wil vir jou sê, as jy oor hierdie gehoor kyk, is elke liewe persoon hier vandag gekonfronteer met dieselfde gedagtepatrone, met dieselfde uitdaging om negatiewe denke op te swaai in die positiewe. Maar nou help dit nie, ek sê vir myself, dink positief. Kom aan, ja, dink positief. It's not gonna work. Hier's 'n denkpatroon, hier's 'n vesting wat afgebreek moet word in my gedagtes. Daar's iets in my hart, daar's mure wat ek om my hart gebou het, wat goed gebeur in my lewe. En as gevolg van dit, tree ek op 'n sekere manier. En vir my brein, vir my gedagtes, vir my hart, is hoe ek optree reg, want dis as gevolg van wie ek glo ek is. En voor ek myself vooruitgaan, wil ek sê, God wil hê, ons moet daardie vestings vernietig. Maar voor ek kan kom by hoe ons dit vernietig, moet ek jou help verstaan. Wat gebeur hierso? Hy praat hierso van redenasies, vals argumente, wat in jou gedagtes besig is. Jy's besig om met jouself te redeneer. En daar's valse getuienis wat jou brein vir jou voer, as gevolg van vestings. Jy stoei die heeltyd met, is ek goed genoeg, is ek nie? Gaan ek dit maak, gaan ek dit nie? Gaan ek as ouer my kind kan opvoed? Gaan ek my seun se hart kan terugwen, gaan ek nie? Al hierdie goed gaan deur jou gedagtes. Hy praat van elke hooghartige aanval, 'n leuen wat die ware kennis van God probeer verdraai. As hooghartige aanvalle, dis leuns wat God se openbaring na jou hart toe kom verdraai. En daarom, al is jy 'n gelowige kind van die Here, jy sit hierso, jy dien die Here, nog steeds kan dit wees dat jy nie God se liefde ervaar nie. Jy het hom dan aangeneem as jou verlosser, maar nog steeds sukkel jy om sy liefde vir jou werklik persoonlik te maak. Die realiteit is, ons is in 'n geestelike oorlog met die duiwel, met die vyand gewikkeld. En die slagveld van daai oorlog is jou denke. Daai oorlog gebeur nie. Dis in jou oor. Dis 'n realiteit elke liewe dag. Juis as jy die Here probeer dien. As jy nie die Here dien nie, dan is jy nie 'n bedreiging vir hom nie. Dan doen jy net wat jy wil en jy gee oor in jou plesiere en jou drywe en jou welles van jou hart. En dan gaan jy. Maar omdat jy die Here wil dien, wil ek vir sê, is jy in 'n geestelike oorlog. En jy moet dit aanvaar, jy moet dit besef en jy gaan moet jouself toerus met 'n strategie van hoe jy hierdie oorlog gaan benader. Anders gaan die vyand jou roer. Dis wat gaan gebeur. Wat is 'n vesting? Ons praat gou 'n bietjie daaroor. Wat is 'n vesting in jou denke? En ek het 'n paar gedagtes oor dit wat ek net wil deel. 'n Vesting in jou denke is 'n sterk gevestigde patroon van gedagtes wat soos 'n geestelike fort in jou verstand staan. Ons as kinders het ons forte gebou. En hierso is 'n forte, nie net een nie, meer as een gevestigde gedagtepatrone wat soos forte neergeplant is in jou hart en jou gedagtes. En jy tree op, jy dink, jy praat vanuit daai oortuiging. Dit verteenwoordig enigiets wat die wil van God in jou lewe opponeer en verhoed dat jy die liefde van die Vader, die aanvaarding van jou Skepper, kan aanvaar.
selfs ervaar. Dit is 'n gewoontevormende denkwyses wat homself verhoog bo die kennis van God se liefde. Jy hoor die woord, daar staan die waarheid, but still you're not taking it. Jy vat dit nie vir jouself nie. Môre is jy terug op daai ou bandwagon. Wanneer daar konflik in die huis is, onmiddellik is daar 'n paar goeters wat in jou gedagtes vanuit vestings onmiddellik gekommunikeer of bedink word. Dis nie net 'n toevallige negatiewe gedagte waarvan ek hier praat nie, maar herhalende, diep gewortelde manier van dink wat jou optrede, jou emosies, selfs jou geloof beïnvloed. Jy stem saam, jy glo in die Here, maar jy het nie geloof nie. Jy het nie geloof vir die dag van môre nie. Jy het nie geloof dat jy dit sal maak nie. Jy sukkel in jou denke. Agter elke vesting is 'n gevestigde leuen oortuiging wat aanvaar word, kom ek sê eerder aangevuur word deur vrese wat jy het. En daarop uit is om jou vas te vang, jou te beheer, en die uiteinde daarvan is vernietiging. Want die dief is daarop uit om te steel en te slag en te verwoes. Dis wat 'n vesting. Kom ons kyk bietjie, wat is die kenmerke van 'n vesting? Net so 'n paar sleutelwoorde wat ons kan koppel as kenmerke van vestings. Eerstens, 'n vesting is herhalend en hardnekkig. Hy buig nie die knie nie. Jy dink keer op keer dieselfde leuen, op 'n negatiewe patroon. Tweedens, dis selfversterkend. Elke keer wat jy dit glo, wat jy dit bedink, wat jy daarvolgens optree, wat jy erkenning gee daaraan, wat jy dit voice, word sterker. Heeltyd. Hy bou op mekaar. Nog 'n steen, 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 nog 'n steen. En dink bietjie hoeveel keer jy daai leuen al bedink het, dan weet jy die aantal stene vir daai vesting. Dis hoekom hy so sterk is. Derdens, dis beperkend. Dit hou jou terug om die waarheid van God se woord uit te leef of selfs te glo. Jy het tunnelvisie. Jy sien net dit raak. Die wêreld gooi vir jou soveel lewe na jou kant toe. God bring vir jou soveel bewyse van hoe hy jou goedkeur en hoe hy jou ag en hoe waardevol jy is, maar jy hoor niks van dit nie. Jy hoor net die lewe. Jy vat net dit, die insidente wat na jou kant toe kom, wat vir jou bewys dat jy nie goed genoeg is. Jy gooi al die ander bewyse uit. Die volgende een. Dis onsigbaar, maar kragtig. Jy besef nie altyd dat dit jou denke, jou woorde, selfs jou optrede beheer nie. Die vyand wil jou beheer met vestings in jou lewe. Dis onwillekeurig. Die oomblik as jy iets moet doen wat teen 'n vesting in jou lewe is, dan slak jy sweet uit. Jy gaan in 'n toestand van angs. Kan nie dit doen. Dis onmoontlik. Is dit die waarheid? Nie volgens die woord nie. Maar is die waarheid volgens jou. Dis jou waarheid. Jy's vasgevang in daai leuen. Net gou-gou, hoe ontwikkel 'n vesting? Hoe ontwikkel hy? Nou in ons opleiding gaan ons baie meer aandag hier gee. Ons kursus vanaand. Ek kom uit 'n heeltemal 'n ander hoek vanoggend. Maar kom ons kyk net, hoe ontwikkel 'n vesting tipies? Verwerping, teleurstelling, verwonding uit ons kinderjare, veral met betrekking tot ons ouers en ons ouerlike gesag.
Meeste van ons loop rond met 'n stuk verwonding wat op een of ander manier gekoppel is aan die verwagting wat ons gehad het van ons ouers wat nie ontmoet is nie. En hoor mooi, al het jy in die beste ouershuis groot geword, jy kan nog steeds sit met 'n weeskind hart en voel, ek gaan dit nie maak nie. Ek het nie wat dit vat nie. Ek is alleen. Ek moet vir myself sorg. Ek moet vir die wêreld bewys. Al manier hoe ek erkenning en liefde kry, is as ek presteer of myself bewys. Dis al. Dit kan ook gebeur jy traumatiese belewennisse of verlies, waar jy sit met onverwerkte pyn. Iets het gebeur. Daai insident kan wees toe jy 5 jaar oud is, jy's nou 60 jaar oud, maar nog steeds daai insident van toe jy 5 jaar oud was, het 'n vesting gevorm en hy dikteer van toe af hoe jy reageer in soortgelyke situasie. Jy's deur 'n gebroke verhouding. Jy was verloof aan iemand en daai verloving is op die nippertjie verbreek. En daai onverwerkte seer het jy ingevat in jou uiteindelike huwelik. Jy het iewers teleurstelling beleef. Jy het 'n besigheid gehad wat gefloreer het en oornag is daai besigheid vir jou weggevat. En skielik sit jy en jou kinders in sak en as. Dis verlies. Dis trauma. En dit het 'n vesting gevorm wat vir jou sê, jy kan dit nie maak nie. Jy kan nie suksesvol wees nie. Maak nie saak wat jy aanpak nie, dit gaan faal. Jy glo dit. Dit kan ook wees dat jy sit met onkunde van die waarheid vanuit die woord. Die woord sê my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Jy het nie die kennis nie om hierdie leuns te veg nie. Oftewel, jy hoor die kennis hier sê op 'n Sondag, maar dit gaan nie in nie. Hoe sê hulle, dit gaan met die een oor in en die ander oor uit. Want daai waarheid wat jy hoor is teenstrydig met dit wat jy glo, jou waarheid. So jy maak dit af as irrelevant. Want ek glo nog steeds dit. Jy hoor die waarheid, maar jy vat nie die waarheid. En die laaste een wat ek hier kan ingooi is die negatiewe invloed van die wêreld. Jy het jou ore begin uitleen vir die wêreld. Jy het die leemte in jou hart probeer vul op die verkeerde plekke. Jy het in verhoudings jouself begeef wat jy weet jy moes nie. Jy het begin vasgevang word in 'n social media addiction. Ons kan aangaan. Die negatiewe invloed van die wêreld. En weer eens onderskryf dit daai vesting in jou hart. Jy eindig op om uiteindelik mure om jou hart te bou. En jy reageer met verwyte, oordeel, onvergifnis. Jy's vinnig om te verwyte. Jy's vinnig om te oordeel. Jy's bitsig. Want jy het seer. En vir alle sekere omstandighede, sekere situasies, reageer jy heeltyd weer so. En hoor mooi, onvergifnis, as dit nie meer gedeel word nie, sit om in bitterheid. En bitterheid, as dit nie meer gedeel word nie, eindig op in hardheid van hart. Jy's verhard. Nou sing ons 'n lied van God se liefde vanoggend. You are a good, good Father. In jou hart glo dit nie werk nie. Want as gevolg van jou seer, het jy jou hart toegemaak vir die seer, maar ook vir God se Vaderhart. Jy's geslote vir hom. Jy hoor dit en jy stem saam. Yes, ek glo die Here het my lief, maar jou hart sê iets anders. Jou hart glo dit. Jou hart is vasgevang in weeskind denke. Jy sien, uiteindelik maak ons van onsself
slagoffers van ons omstandighede. Hierdie goed het met my gebeur, ek is 'n slagoffer daarvan. Ons is vasgevang, en dis die reeks se titel, in geestelike slawerny. Ons kan sê, in 'n weeskind hart, weeskind mentaliteit. Jy's eintlik in 'n tronk, maar hier is jy vandag vry. Jy loop vrylik rond, maar in jou gedagtes, in jou hart, sit jy in 'n tronk. Jy's vasgevang in 'n tronk. Ek wil vir jou iets verduidelik. Die mens is 'n gees. Weet jy dit? Jy is gees, want God is gees. So ek kan 3 sirkels, ek weet nie of Annelies my dalk dit kon nie, okay. 3 sirkels, hier's 'n middelse sirkel, nog 'n sirkel en 'n wyeer sirkel. Jy's gees, jy het 'n siel en jy woon in 'n liggaam. Jou gees is die gedeelte wat met God kommunikeer. Jou gees voor jy Jesus aanneem as verlosser is dormant, dood, totdat die saad van God se woord jou gees kom lewendig maak. Maar jou siel, wat is jou siel? Jou siel is wie jy is, W-I-E, jou wil, jou intellek, jou emosies. En dan het jy 'n liggaam. Jy voel, ruik, proe, beleef, doen. So nou kom God en hy wederbaar jou in jou gees. Hoor my. So die saad word ingeplant in die middel, in jou gees. En jou gees word lewendig. En saam met jy wat Jesus aanneem, ontvang jy die gees van aanneming tot kinders. Nie waar nie. God neem jou aan as sy kind. En saam met die gees van aanneming ontvang jy die gees van liefde. Want God is liefde. Goed, nou het jy God se liefde, God se aanneming aanvaar in jou gees. Hoor my? Maar jou siel is not yet with the program. In jou siel, in jou wil, jou intellek, jou emosies, dis jou hart, sit jy met blokkasies, jy sit met vestings. Soos goed, ek teken 'n klomp klippe wat hier in jou siel vasgevang is. Jou hart is gewederbaar, ekskuus, jou gees is gewederbaar, maar jou siel nog nie. Jy's vasgevang in ou vrot denkwyses oor jouself, want jy het reeds Jesus aangeneem. Dit kan selfs gebeur dat jy iewers voor gebid is en jy die vervulling van God se gees ervaar en jy het in daai oomblik soveel ervaar en beleef, jy het selfs al geprofeteer, maar nog steeds sit jy in jou sielsdimensie met 'n vesting van vrees of 'n vesting van verwerping of 'n weeskind vesting. Jy's vasgevang. En omdat daai vesting daar is, en omdat jy daai muur om jou hart gebou het, kan jy nie die volheid van God se liefde ervaar en beleef, en in die oorwinning wandel wat God vir jou instoor het nie, want jy's vasgevang nog steeds in jou sielsdimensie. Jy het mure om jou hart gebou. Nou wil ek vir jou iets verduidelik, en as ek praat van 'n slagoffermentaliteit, wil ek vir jou iets verduidelik. Daar's 'n verskil, en hier is 'n sielkundige term, tussen iets wat hulle noem 'n eksterne locus van beheer, en 'n interne locus van beheer. External locus of control, in die Engels, en internal locus of control. Kom ons praat eers van 'n external locus of control. Hoor my, ek beleef verwerping, teleurstelling, verwonding as gevolg van omstandighede, trauma, verlies buite my beheer. Hierdie goed gebeur met my. En ek reageer as slagoffer. Ek is 'n slagoffer van my omstandighede. Ek is 'n slagoffer
van my huislike situasie wat uitmekaar het geval het. Ek is 'n slagoffer van daai wiskunde juffrou, hoe sy my hanteer het, my vertel het, jy kan nie wiskunde doen nie. Ek glo dit. Ek is 'n slagoffer van die taxi wat voor my inringpad werk. Ek maak van myself 'n slagoffer van mense se optrede teenoor my, van omstandighede se invloed om my. Ek leef van buite na binne. Ek is bitter, depressief, humeurig, ongeduldig as gevolg van wat met my gebeur het, ook nou gebeur, en hier's nog 'n bewys. Ek het my nie gegroet nie. So my geluk word bepaal deur hoe mense my hanteer. Ek is ontevrede, onvervuld, gefrustreerd, want mense hanteer my so. Want ek sit in hierdie werksituasie, het jy my familie gesien? Nou. So as gevolg van al hierdie goeders, het ek nie vreugde in my lewe nie. Ek vat dit tot die ekstreem, maar hoor wat ek vandag vir jou sê, almal van ons sit tot 'n mate met 'n external locus of control. Ons reaksies is reaksioneel. Iemand doen iets aan my, jy's kort af met my hierso, ek stap weg en ek is humeurig met my seun. External locus of control. Ek is 'n slagoffer van hoe jy teen my opgetree. Extern. Sit die nuus aan, o hel, kyk hoe gaan dit in die land, nou is ek sonder misboedig. My lewe is down in the dumps. Veral by 'n werksomgewing waar jy sit met 'n supervisor, met 'n kollega. Almal van ons is daar. En daai persoon bepaal jou geluk. Bepaal die vrede waarmee jy in die huis instap. Nou wat is 'n interne locus van beheer dan nou? Interne locus van beheer sê ook, ek het nie beheer oor wat met my gebeur het as kind of my kollegas by die werk hoe hulle my hanteer nie. Ek het nie beheer oor my vrou en my kinders wat dalk disrespekvol met my praat nie. Ek het nie beheer oor die taxi wat voor my inry nie. Maar ek kan kies hoe ek reageer. Ek het nie nodig om terug te byt nie. Ek het nie nodig om happerig te wees nie. Ek het nie nodig om haatdraand te wees nie. Ek het nie nodig nie. Ek kan kies hoe ek reageer vanweë hoe ek glo oor myself. Ek gaan nie toelaat dat ander se optrede teenoor my omstandighede of die finansiële nood of werksdruk waarin ek is, my vrede van my steel nie. Ek gaan nie toelaat dat my vreugde weggevat word. Want jy het gekies om in konflik met my te kom. Gaan steeds my vreugde in die Here my beskutting maak. My vrede, my vreugde kom van binne, vanuit my verhouding met Christus. Sy opinie oor my tel meer as die wêreld se opinie oor my. I'm living from the inside out. I'm not living from the outside in. Groot verskil. Dis hoekom Habakuk kan uitroep, al sou die vye oop word. Al sou daar geen klein vee nie daarin wees nie. Al sou die alles misluk. Nogtans sal ek in my Here jubel, sal ek juig in God my redder, want my geluk kom van binne. Ek het 'n verhouding met die skepper van die hemel en die aarde. Hy bepaal my toekoms en my vrede. Kom ek gooi 'n bietjie skrif hierin, ek wil hê jy moet hoor. Romeine 12 vers 2 is 'n radikale skrif wat ons hier kan ingooi oor hoe jou denke vernuwe moet word. Hy sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Die ou vertaling sê gelykvormig. Die New King James Version sê daarso, do not be conformed to this world. Nou daai woordjie conformed of gelykvormig, julle gaan op beter verstaan in die Grieks. Die Griekse woord vir hom is systematizo.
Soos wat klink dit? Sistematies. Die wêreld kry jou nie oornag om te lyk soos hy nie. Sistematies maak hy jou gewoond aan 'n sekere denkwyse, aan 'n sekere optrede, aan 'n sekere selfsugtige mindset wat jy het. En oor tyd begin jy later aan te dink, te praat, te lyk soos die wêreld om jou. Iets gebeur aan hierdie kant, ek weet nie. Maar jy systematiese, begin jy die vorm van die wêreld aanneem. So moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Daai woordjie verander gaan jy ook beter verstaan in die Grieks. Dis die woordjie metamorfose. Hemel, metamorfose. 'n totale transformasie wat nodig het om plaas te vind. Waar jou denke in hierdie rigting beweeg, moet daai denke op sy kop gekeer word. Jou denke moet 'n totale nuwe rigting inslaan op grond van die woord en die waarheid van God oor jou lewe. Word verander deur jou denke te vernuwe, dan sal jy kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Dan sal jy onderwerp aan sy missie. En sy missie is om sy liefde te ervaar en te beleef en sy liefde vrylik uit te gee. Dis God se missie. Hy wil jy moet op 'n plek kom waar jy free flow sy liefde ervaar, beleef, sy sekuriteit, sy vrede, sy voorsiening, sy vreugde. En jy vanuit daai oorvloed kan uitleef na buite. Dis wat God wil hê. Hoor wat sê 2 Korintiërs 5 vers 17. Iemand wat in Christus behoort is 'n nuwe mens. Sê saam met my, nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Hy het alles nuut gemaak. Jy moet kan dit vat, wat God wil hê, jy moet nuut wees. In jou totaliteit, nie net jou gees nie, maar ook jou siel, jou wil, jou intellek, jou emosies moet nuut word. God wil sien dat jy jou gees sodanig voed, dat daai sielsdimensie van jou eintlik uitpop. Een vir een van daai vestings val. Soos wat jou gees sterker en sterker en sterker word. Nog 'n skrif, hoor wat sê Efesiërs 4 vers 23. Hy sê, julle gees en julle gedagtes moet nuut word. Sê saam met my, amen. My gees, sê saam met my gees en my gedagtes word nuut. In Jesus naam. Dis mos nou waaroor ons praat. Jou gees, jou gedagtes moet nuut word. Ons praat hier van 'n totale transformasie, 'n totale metamorfose van jou hart en jou denke. Wat moet plaasvind? Wat beteken dit? Dit beteken dat ek en jy moet vrykom van daai vestings wat ons in gevangenskap gehou het tot nou toe. Hoe desperaat is jy, kind van God, om vry te kom van daai vestings? Amen. Jy wil nie vasgevang wees in daai vrot denkwyse vir die res van jou lewe nie. Hoor wat sê Johannes 8 vers 32, en hier is vir my radikaal. Hy sê, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Hier is die waarheid. Hoe meer jy die woord inneem, hoe meer is die woord besig om systematies jou te laat dink, jou te laat lyk, jou te laat optree, soos wat die woord sê jy is. Daai waarheid moet jy inneem, sodat daai waarheid, die waarheid is wie? Jesus. Jy kan vrymaak. As ons verder lees in Johannes 8, en ek wil net eers sê, vir die waarheid om jou vry te maak, vir 'n veste om vernietig te word, moet jy erken ek het dit. Dit help nie jy sit hier so met 'n huile op die kop en dink, man ek is okay. Jy het 'n klomp vestings in jou hart.
Jy het 'n klomp dinge wat jy glo. Jy het 'n klomp denkpatrone wat nie van God af is nie. Erken dit, bely dit, sodat God die houvas daarvan oor jou lewe kan verbreek. Die oomblik toe Jesus praat van die waarheid sal jy ken en die waarheid sal jou vrymaak. Weet jy hoe reageer die Fariseërs in vers 33? Is nie daar op nie. Hulle sê, man, ons is kinders van Abraham. Ons was nog nooit niemand se slaaf nie. Hoe kan jy wil sê ons moet vrykom? Hallo. Erken dat jy vasgevang is. Bely dit. Sodat die krag van Christus Jesus, hy sê elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van sonde. Daardie vestings in jou lewe waarin jy vasklou, dis sonde. Die onvergewensgesindheid waarin jy vasklou, die bitterheid, die haat wat jy in jou hart dra, is sonde. Of dit nou gebeur het op die rug van onverwerkte seer en pyn, ek sê vir jou, dis sonde. Dis nie in lyn met God se wil vir jou lewe nie. Jy het nodig om dit te bely. Jy het nodig om dit aan die tafel te bring en te sê, Here, hier is my seer. Hier is my pyn. Ek is vasgevang in gevangenskap. En dan sê hy, 'n slaaf bly nie altyd by huisgesin nie, maar let wel, 'n seun bly vir altyd. Eers as die seun julle vrygemaak het, sal julle werklik vry wees. Die seun wil jou vrymaak. Wat sê hierdie skrif vir ons? Vrymaking kom deur een en een alleen. Sy naam is Jesus Christus. Vrymaking kom deur die waarheid te glo en die waarheid toe te laat om jou lewe om te keer. En vrymaking kom deur die Gees. In 2 Korintiërs 3 vers 17 sê, waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Liberty. Totale vryheid. Ons het lank terug en Linda, waar is Linda? Sal dit onthou. Doe, daar sit jy vandag. Linda is besig agter die PowerPoint. Dankie Linda. Linda sal onthou. So 2 jaar terug, 3 jaar terug in ons selgroep. Die aand, toe kom dit uit. 'n waarheid wat sê, you are either in bondage or you are in battle. Hoor my? That's your choices. Of jy's in bondage, either you're in bondage or you are in battle. As jy nie gaan toetree tot die battle, you're going to remain in bondage. Want die geestelike oorlog waarin jy verkeer hier, is onvermydelik. Jy kan dit nie keer. It's there. What are you going to do about it? Neem dus jou geestelike wapens op. Kom op 'n plek waar 2 Korintiërs 10 vers 5 sê, waar jy jou gedagtes gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Wat is daai geestelike wapens? Dit is nie vandag se boodskap nie. Die geregtigheid wat ek staan. Borswapen. Die verlossing wat my gedagtes beskerm in Christus Jesus. Die waarheid wat ek dra as gordel. Die skoene van bereidwilligheid om te sê, Here, here I am, change me, mold me, use me. Die skild van geloof in Christus Jesus. Die swaard van die Gees. Maar ek kan aangaan die naam van Jesus Christus. Die woord van jou getuienis. Jy wat sê, ek verloon myself. Dis nie meer ek wat leef nie, Christus wat leef in en deur my. Daardie, my vriende, is geestelike wapens. And when you submit to God and you resist the devil, he has to flee from you.
Ek is daagliks omtrent besig om te bid, Here, ek neem my gedagtes gevange tot gehoorsaamheid van Christus Jesus. Maar gedagtes kom, en jy kies, gaan jy die knie buig voor dit, of gaan jy die knie buig voor Christus? Kom ons sluit die oë. Vader, hierdie woord kom na ons toe radikaal vandag. 'n Woord waarin U vir ons duidelik soos daglig uitwys, wat is dit om vestings te hê? Vestings in ons denke, mure wat ons om ons harte gebou het. Wat maak dat ons nie U vaderliefde kan ervaar nie, want U kan nie deurbreek nie. Ek het U aangeneem, ek glo in U, maar ek sukkel om deur te breek. Ek sukkel om die Vader se liefde, die Vader se erkenning, die Vader se goedkeuring te beleef. En vanoggend, Here, wil ek myself oopstel. Here, hier is ek. Change me. Mold me. Here, ek besef, ek het vestings, vrees, verwerping, selfbejammering, negativiteit, ongeduld. Daar's soveel vestings in my hart wat my vashou. Ek het onverwerkte seer. Ek het nie deur daai verlies gewerk nie. Ek het nie deur daai trauma gewerk nie. Dit hou my in. Here, kom raak my hart aan. Here, help my dat ek die autoriteit kan opneem en die wapens van die Gees kan opneem en die vestings in my siel, in my denke vernietig. As dit jy is wat vanoggend waar die oë gesluit is, relate met wat ek bid, relate met die woord wat vanoggend na jou toe kom en jy sê, Jacques, dis ek daai. Ek sit met vestings. Ek wil breek. As dit jy is, wil jy net daar in jou sitplek staan. Ek wil net saam met jou bid. Dankie. Neem die boldness. Staan saam met my. As dit jy is wat vanoggend sê, Jacques, ek besef ek is vasgevang in vestings in my hart. Ek het 'n weeskind hart. Ek wil loskom. Ek wil vrykom. Ek wil breek daarmee. Ek wil oorgee aan die Here. Ek wil sy vryheid ervaar en beleef. Jy wat staan, wil net jou hande oopmaak, dat jy kan ontvang. Vader, Here, kom nou in die naam van Jesus. Die woord sê, when the Son sets you free, you are free indeed. En ek kom nou en ek bid vir elke persoon wat staan, Here, dat die vestings sal val in die naam van Jesus. Ek kom teen vestings van verwerping, selfbejammering, teleurstelling, gebroke verhoudings, verslawing, depressie, vrees, in die naam van Jesus, breek. Vader, sal U kom in die waarheid inblaas. Die waarheid deur die Gees, deur die pneuma Gees, sal inblaas in die harte van elkeen hier. Laat die waarheid kom wat sê, jy's meer as 'n oorwinnaar deur Jesus wat jou liefhet. Jy's die kop en nie die stert nie. Jy's my kind, sê die Here. Jy's op my erfgenaam. Ek roep jou by die naam. Jy's myne. Ek los jou nie. Ek aanvaar jou. My goedkeuring rus op jou.
Jy dra my goedkeuring weg. Ek is trots op jou. Jy's my seun, jy's my dogter. Ek wil jou vashou, wil jou koester. Here, kom vervang die leuns met u waarheid. En gee dat die waarheid vrymaak bring. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Sal almal van julle saam met my staan, julle gehoor, staan gou saam met my. Ek wil die gebed voortsit. Ek wil die gebed voortsit, en ek gaan bid, en ek wil vra, bid agter my aan. Is dit reg? Bid net agter my aan, is julle reg? Kom sluit die oë. Vader, ek kom na u toe, en ek kies vanoggend, om nie aan hierdie wêreld gelykvormig te word nie. Here, ek wil verander word deur die vernuwing van my denke. Here, kom breek elke vesting wat in stryd is met u waarheid en u woord. Kom breek die mure om my hart af. Here, ek wil vulnerable wees vir u. Ek wil oopmaak. I need to be fathered. Kom wees vir my 'n pa. Kom koester my. Kom hê my lief. Ek wil tuis kom in die huis van my Vader. Ek wil veilig voel in die teenwoordigheid. Ek wil my identiteit in Christus opneem en uitleef. Ek is die kop en nie die staart nie. Ek is meer as oorwinnaar. Ek is 'n kind van God. Ek is 'n erfgenaam. U gaan my vooruit. Ek is 'n geseënde. Ek is 'n gunsgenoot van God. Amen. Amen. Loof die Here. Kom on, julle kan beter doen. Loof die Here. Dis eer die Here.